Gewaardeerde vriende, Pastor Frans Hubert van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Die God wat die hemel en aarde gemaak het. Die God wat my 2 keer gekoop het. Hy het my eers gemaak en toe het hy my gekoop aan die kruis van Golgotha. Met ander woorde, ek is dubbelsyne. Het jy al daaraan gedink? Jy behoort nie aan die sonde nie. Sonde het geen mag oor jou nie. Jy behoort nie aan hierdie wêreldsisteem nie. Jy behoort nie aan enigiets wat die wêreld jou kan aanbied nie. Maar het jy al ooit daaroor gedink, jy behoort nie eens aan jouself nie. Hoeveel van ons, kinders van God, leef met hierdie, hoe kan ek nou sê, leef met hierdie idee, dat ons is vrygekoop van die mag van sonde, en nou leef ons lewe soos wat ons hom wil lewe, en so af en toe gee ons, en baie keer net op 'n Sondag, gee ons eer en aanbidding aan die Here op 'n Sondag, en ons sing die liedjies by die ou ruwe kruis, en ons sing al hierdie liedjies wat so mooi en oulik is, en ek is nie 'n sanger nie, en ek is nie 'n ou wat baie van musiek aangaan nie, so ek ken nie hierdie liedjies se woorde nie, en ek sing hulle ook maar net saam as ek in die kerk is. Maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, is ek eintlik maar my eie mens, en ek beplan my eie dag, ek beplan my eie werk, ek beplan my eie omstandighede, en hoeveel van ons het dan ons dag Maandag, ons dag Dinsdag, en dan vandag ons dag Woensdag, aan die hand van die Here gegee, en sê Here, hierdie dag, mag hy in die vreugde en die vrede van u heerlikheid deurgebring word. Of gaan ons maar net aan? Ons is besig met die reeks oor Openbaring. Hierdie is afdeling nommer 16. Ons gaan nou begin met hoofstuk 5. Ons het soveel heerlikhede en soveel pracht en praal gesien, en soveel alreeds oor die troonsaal en oor die engele wat om die troonsaal, die gerubs wat sê heilig, heilig, heilig. Alles dinge wat ons behandel het, wat ons moet inspireer, wat ons moet oplig, wat ons moet aanvuur. Het dit daai uitwerking? Wanneer ons saam met Johannes in die Gees inkyk en ons sien die majestueuse troonsaal met die Skepper. Onthou, jy gaan hom sien, nie nou nie, maar wanneer jy doodgaan of met die wegraping, het daar die idee van wat in die troonsaal aangaan alreeds 'n effek op jou lewe. Baie van ons het nie 'n saak oor die troon nie. 80% van die Christene, wanneer jy met hom praat, hy het nog nooit eens Openbaring gelees dat hy kan weet wat in die troonsale aangaan nie. Ek is kind van God, ek leef van nou net hierso, en ek probeer my bes, daai woorde, ek probeer my bes, is eintlik woorde wat uit jou woordeskat uitgehaal moet word, want jy behoort nie jou bes te probeer nie, jy behoort jou bes te gee vir die God wat sy bes gegee het, sy alles gegee het. Word ons lewe oorskadu deur die troonsaal, dit wat regtig van belang is? Weet jy, om hemel toe te gaan is baie belangriker as om Shoprite toe te gaan. Maar dit is belangrik, hoe gaan ons Shoprite toe? Of Boxer toe? Of tandarts toe? Of dokter toe? Of werk toe? Gaan ons met die reikhalsende verlange? Die Here kan vandag kom terwyl ek besig is? Beweeg ek by my werk en my omstandighede rond? Nee, omstandighede rond met, ek leef vanuit die troonsaal. Nee, ons sla oor ons knieë, ons sla oor ons voete. Gister toe kla ek by my vrou dat my enkels is seer, ek loop moeilik, en by Oka se parkeerplek is daar 'n vroutjie wat karwag is, en sy loop omtrent 10 keer moeiliker as ek. En ek dog, ag Here, ek is veronderstel om te leef uit die volheid van die troonsaal, uit die wete daar kom 'n onsterflike liggaam, uit die wete daar is vir my 'n oplossing, kyk boontoe, want die verlossing van my liggaam is naby. Hierdie dametjie wat so swaar loop, het sy daardie verwagting dat as sy doodgaan, het sy geen probleem met die liggaam nie, of is haar verwagting, ag ek wil maar net hierdie dag verby kry, ag ek wil maar net, gee my net 'n R5, gee my net 'n R2, ag ek wil net hierdie dag verby kry. Ek praat nou so uit my hart uit, want ek wil hê dat ons as kinders van God moet begin lewe. Ons moet ophou om ons liggaamspyne en ons tekortkominge en ons min geld en ons omstandighede wat ons lewe. Ons moet ophou dat dit oor ons lewe oorheers. Ja, ek het nie 'n probleem daarmee as jy my vertel hoe seer is jy nie. Hoe seer het jy nie. Jy is weer in die hospitaal vir die en daai nie.
en jy het hierdie probleem en jou finansies hardloop, ek het nie 'n probleem as jy daarop aandag gee nie. Maar dit is 'n ander ding om aandag te gee aan jou omstandighede, as wat jou omstandighede aandag gee in jou en jou lewe oorheers. Ek wil jou bemoedig vanoggend, voor ek nou begin met die woord van die Here, wil ek jou bemoedig, leef vanuit die troonsale. Wees opgewek, wees vrolik, want jy's 'n pelgrimsreisiger. Jy's nie van hierdie wêreld nie. Wat die regering doen, het niks met jou te doen nie. Wat hierdie land doen, niks met jou te doen nie. Mense mekaar uitmoor en te kere gaan bid ons vir hulle. En ons vra, Here, ag, laat dit tog geredde siele wees wat vermoor word, dat hulle net hemel toe kan gaan, uit hierdie wêreld uit verlos kan word. Maar ek wil vir jou sê dat wanneer jy so betrokke raak by jou werk en by jou omstandighede en by jou dit wat in hierdie land ingaan en die sataniese tekens wat oral gesien word en hulle het nou weer 'n beeld opgesit in die mall wat lyk soos Boeddha en hulle het nou weer hierdie ding en hulle bid nou weer teen jy so betrokke met al hierdie dinge dat dit jou lewe oorheers. Nee, my broer, my suster, my vriend, as jy 'n kind van God is, moet die troonsaal jou lewe oorheers. Ek klim in my kar met die gedagte. Ek wonder wanneer maak hulle nou weer hier by die robot reg. Hier by ons is 'n robot al maande lank stikkend. Hy sal seker nog maande lank stikkend wees. Maar klim nie in my kar en ek ry hier uit met die gedagte, ag, wanneer maak hulle weer hierdie robot reg nie? Nee. Ek is maar net versigtig, want is dit nou 'n 4-rigting stop dat ek mooi oorry. Maar wanneer ek in my kar klim en ek ry hier uit, het ek nie die padprobleme op my gedagtes nie. Ek leef vanuit die troonsaal van God en dit bepaal my lewe. Dit bepaal my omstandighede. Dit bepaal my hoe ek optree teenoor depressiwiteit, teenoor pyn, teenoor teleurstelling. Daar is teleurstellings wat jou pad langs kom en wat die wind uit jou seile uit kan vat en vir jou 'n papwiel kan gee. En nou is ons weer down in the dumps. Maar herinner jou daaraan wanneer daai teleurstelling jou pad kom, iemand stel jou teleur of ag, nou sukkel jy alweer om hierdie ding reg te kry en party mense se issues is groot, party mense se issues is maar braak klein. Staan net effens terug, verander van raad en sê maar ek leef uit die troonsaal van God uit. Ek leef vanuit my Vader se oog. Ek leef vanuit ek is in Christus in God verborge. Ek leef vanuit daardie omstandighede waar die duiwel nie by my kan uitkom nie. Ek is 'n wedergebore kind van God. Ek is meer as 'n oorwinnaar, kind van God. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke, kind van God. En ek is op pad na 'n hemelse land, want ek is 'n pelgrimsreisiger op pad na 'n ewigheid toe. Kom ons begin by hoofstuk 5 en ons gaan nou weer kyk na die troonsaal en wie is daar. En ek hoop dat hierdie stukkie aanmoediging wat ek eers oor gepraat het, jou gaan bemoedig om jou oë oop te maak en te sien waarheen gaan ons. Dis waar jy gaan wees wanneer die wegraping plaasvind. As jy doodgaan, gaan jy hemel toe. Wanneer daai wegraping plaasvind, in die knip van 'n oog, in 'n oogwink, staan jy binne in hierdie troonsale wat Johannes in sy menslikheid vir ons meer probeer verduidelik het en wat ek in my menslike hoedanigheid probeer verduidelik rondom wat gaan aan in die troonsaal van God. Hoofstuk 5 vers 1. Johannes sê, en ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. In hierdie hoofstuk word ons oog gefokus op 'n boek wat in die regterhand is van hom wat op die troon sit. In die vorige vers het ons gesien dat alle mag in die hande van die Here Jesus is. In die toneel wat ons nou sien, word dit voorgestel op 'n manier waarop die Here Jesus alle mag in sy hande neem. Hy het reeds die krag sedert sy werk aan die kruis. Ons moet onthou, Openbaring verwys na Christus en al sy grootheid, al sy krag, al sy majesteit het hy weer opgeneem na die kruis. Kyk, Christus het nie sy godheid weggestoot, afgesny van hom nie. Hy het dit eenkant gesit, maar hy was 100% mens, 100% God. Soms het hy opgetree as mens, soms as God, maar hy het dit nooit dinge wat ons moes doen en wat ons op die huidige stadium deur sy naam moet doen, het hy gedoen as mens deur die Heilige Gees. Maar hy het reeds al die mag gekry na die kruis. Daarom is dit 'n baie indrukwekkende oomblik. Gewoonlik skryf mense net binne in 'n boek, maar van hierdie een is ook op die agterkant of die buitekant geskryf. Dit is heeltemal gevul met tekste
en skryfwerk sonder enige ruimte vir iemand om iets daarby te voeg. Jy moet mooi luister. Ek sien dit sommer nou net hierso. Jou saligheid is soos hierdie boek, van binne en buite beskryf. Daar's nie plek dat iemand kan sê, ja, maar jy moet nou nog 'n Saterdag hou as jou Sabbat nie. Luister, Sabbatariërs, jy kan dit nie op daai boek inskryf nie. Niemand kan inskryf nou, maar weet jy moet nou nog op so 'n manier gedoop word nie. Daar's nie plek vir dit nie. Jy moet nou nog hierdie werke doen en daai werke doen en die ander werke doen. Daar's nie plek nie, want jou saligheidsboek is geskrywe sodat daar niks. En wat is op daai saligheidsboek geskrywe? Genade, genade, genade en genade. Daar word inderdaad niks bygevoeg nie, want die boek bevat, hierdie boek in die hemel, bevat die eiendomsreg van Christus. Uit hierdie boek blyk dit dat hy gemagtig is om oordeele te voltrek, wat nodig is om die aarde te reinig en dan die raad van God met betrekking tot die skepping te vervul. Die oordeele word in Openbaring 6 tot 19 beskryf. Ons gaan daarby uitkom. In die hoofstukke daarna volg die vervulling van al God se planne met 'n seën vir beide die ou en die nuwe skepping. Dat dit alles in 'n boek opgeteken is, beteken dat dit alles onveranderlik vasgestel is en dat dit beheerbaar uitgevoer word soos dit geskryf word. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie fantasties? Jy sê dit nie in Engels sal my sê awesome. Daar is niks wat die duiwel in hierdie wêreld kan verander nie. Wat gebeur, gaan gebeur. God se plan gaan plaasvind. Wat gebeur, gaan gebeur. Maar weet jy wat is fantasties? Wat is ongelooflik? Dat wanneer die boek oopgemaak word en die seels word gebreek en ons gaan deur die hele Openbaring, dat die einde, die 1000 jaar van vrede en die ewigheid vorentoe alreeds vasgestel is, alreeds voltrek is, alreeds bindend is. Daar kan ook nie veranderings kom nie. Met ander woorde, nooit ooit weer sal 'n engel in opstand kom teen God nie. Nooit ooit weer sal 'n mens in opstand kom teen God nie. Nooit ooit weer sal hierdie heelal van God die rebellie sien wat hy gesien het met Adam en Eva en met Lucifer se val. Die boek bevat die geskiedenis van die toekoms. Net God is in staat om vooraf geskiedenis te skryf. Die boek is verseël met 7 seels. Dit beteken dat hierdie seels eers gebreek moet word om die boek oop te maak. Daarom sien ons die eerste handelinge met betrekking tot die oordeele wanneer in hoofstuk 6 die seels een vir een gebreek word. Nou volg die logiese vraag: wat is die boekrol? Die logiese antwoord is: dis 'n boekrol. Baie teorieë het ontstaan. Sommige dink die boekrol was die Ou Testament of die Ou en Nuwe Testament saam of 'n volle profesie. Maar hierdie teorieë kyk terug, nie vorentoe nie. En Johannes praat van dinge wat verband hou met dinge wat hierna moet plaasvind en wie sou onwaardig wees om hierdie boekrol oop te maak. Sommige dink die boekrol is God se eis van egskeiding teen Israel, maar daar's min skriftuurlike bewyse vir hierdie idee. Sommige dink die boekrol is God se vonnis teen die vyande van die kerk. Miskien is dit waar, maar net in 'n indirekte sin. Sommige dink die boekrol is die teks van Openbaring of die volgende paar hoofstukke, maar dit is nogal onwaarskynlik as in ag geneem word hoe die idee van die boekrol gekommunikeer word. Sommige dink die boekrol is die titelakte van planeet Aarde. Dis 'n aantreklike idee, veral omdat hierdie tydperk van komende verdrukking sal eindig met Jesus wat op aarde regeer. Maar moeilik om dit met sekerheid te bewys. Die beste verband in hierdie idee blyk te wees met Jeremia 32 vers 6 tot 15. Gaan lees dit op jou eie tyd. Wat Joodse titelaktes as verseël beskryf. Maar daar is geen twyfel dat die aarde aan die Here behoort nie. Hoewel die regerings van hierdie wêreld aan Satan behoort, as God die titelakte moet terugkry, wanneer het God ooit die titelakte vir die planeet Aarde verloor? Onthou, hy het nie hierdie planeet vir Satan gegee. Maar hierdie planeet met sy aardbewings en sy oorstromings en sy bosbrande en sy onheil is so as gevolg van die sonde wat hierdie aarde geskit het. Nou God het nooit die titelakte van die planeet verloor nie. Trouwens, God hou hierdie boekrol vas. Dit is nie verlore nie. Maar dit moet oopgemaak word. Dit moet geopenbaar word. Die beste oplossing is om die boek te sien as God se wil, sy finale afhandeling van die sake van die heelal. Dit is gebaseer op die idee dat testamente volgens die Romeinse reg gewoonlik met 7 seels verseël is, elk van 'n getuie tot die geldigheid van die testament. Die 7 verseelde boek is dus die omvattende program van God wat kulmineer in die wederkoms van Christus. Die idee hier is dat God 'n boek het waarin die geskiedenis van die heelal reeds geskryf is.
Hy het die geskiedenis van die wêreld vooruit geskryf. Hy hou die geskiedenis van die wêreld vooraf in sy hand en hy initieer die volëinding van die hele geskiedenis. Net God kan hierdie boekrol vashou. Onthou die klem is nie op die inhoud van die boekrol nie, maar op sy seels en die een wat waardig is om dit oop te maak. Vers 2. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig gevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. 'n Engel wat met groot krag toegerus is, asof sulke krag nodig was om hom in staat te stel om uit te gee aan die harde stem van die ondersoek. Professor Stewart sê Homer verteenwoordig sy herauteurs as kragtige, robuuste manne om konsekwent diepgekleurde en kragtige stemme aan hulle toe te skryf. Die ondersoek wat gedoen moes word was een van groot belang. Dit sou gemaak word van almal in die hemel, almal op die aarde en almal onder die aarde. En daarom word die engel so magtig bekendgestel dat sy stem in al daardie verre wêrelde gehoor kan word. Dis soos Professor Stewart sê, diep gekleurde en kragtige stemme. Dit is as 'n aankondiger of roeping. Hy word eerder hier voorgestel as aangestelde na hierdie ampt. Die ontwerp is ongetwyfeld om die verstand te beïndruk met 'n gevoel van die belangrikheid van die onthullings wat gemaak gaan word en terselfdertyd met 'n gevoel van die onmoontlikheid om die toekoms deur enige geskape mag te penetreer. Met ander woorde, as ek vir jou sê, hoor hierso, kom gou hierso. Of ek sê, hey, hoor hierso, kom gou hierso. Die eerste keer gaan jy maar miskien net jou kop draai, die tweede keer gaan jy van jou stoel afval, maar ek het jou aandag. Dat so iemand deur die blote daad om so 'n proklamasie te maak, feitelik sy eie onvermoë en gevolglik al die onvermoëns van almal van soortgelyke rang moet bely om die onthullings te maak, sou wys dat die openbaringe van die toekoms buite blote geskape wesens mag wees. Dit wil sê, wie is waardig in die sin van 'n rang wat so verhewe is en eienskappe so omvattend dat dit hom magtig en in staat stel om dit te doen? Met ander woorde, wie het die nodige skenkings en nodige roepings en nodige kwalifikasies van alle soorte om hom in staat te stel om dit te doen? Dit sou morele eienskappe van 'n verhewe karakter vereis om te regverdig om die setel van die heilige God te nader, om die boek uit sy hand te neem. Dit sou 'n vermoë vereis bo die van enige geskape wese om die toekoms binne te dring en die betekenis van die simbole wat gebruik is te openbaar. Die feit dat die boek in die hand van hom wat op die troon was gehou en op hierdie wyse verseël is, was op sigself 'n voldoende bewys dat dit nie sy doel was om die openbaarmaking direk te maak nie. En die natuurlike ondersoek het ontstaan of daar enigiemand in die wye heelal wat volgens rang of karakter of ampt bemagtig sou word om die geheimsinnige boekrol bundel oop te maak. Daar's geen beperking in die oorspronklike aan die mens nie. Die idee is daar niemand in die hemel was nie, blykbaar sinspeel op die geskaapte wesens daar, wat die boek kon oopmaak nie. Word dit nie hier geleer dat engele nie die toekoms kan binnendring en openbaar wat kom nie? Is hulle vermoëns in hierdie opsig beperk soos die van die mens nie? Onder die klasse mense, wyses, goddelose, profete, filosofe, wie van hulle kon ooit die toekoms binnendring en openbaar wat kom? Hierdie afdelings vorm in algemene taal die heelal, wat in die hemel daarbo is, wat op die aarde is, en alles wat onder die aarde is, die woonplekke van die dooies. Mag daar nie hier 'n toespeling wees op die veronderstelde wetenskap van nekromansie en 'n bewering dat selfs die dooies nie die toekoms kan binnendring en openbaar wat kom nie? Kom ons lees Jesaja 8 vers 19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geestes van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volkie sy God raadpleeg nie. Moet vir die lewendes die dooies gevra word. Met ander woorde, daar sê is iemand in die doderyk waardig. Nou, die dode weet nie hierdie goed nie. So hierdie ouers wat dooies oproep en sy Hanses het en vir jou kom vertel dat jy praat nou met jou oupa, dis die grootste klomp nonsens onder die son. Dis 'n gruwel voor God se oë. Dit is absolute nonsens. In al hierdie groot ryke het niemand gevorder wat bevoeg was om die ampt te onderneem om 'n onthulling te maak van wat die geheimsinnige boekrol kan bevat nie.
Dit was 'n taak buite hulle vermoë. Selfs as iemand gevind is wat 'n rang en 'n morele karakter gehad het, wat die poging kon regverdig, was daar niemand wat die krag gehad het om te lees wat opgeteken is met respek vir komende gebeure nie. Dit wil sê om die seels oop te maak, om 'n siening te hê van wat daarin geskryf is. Dat dit nie buite hulle vermoëns was om bloot die boek te sien nie, blyk uit die feit dat Johannes dit self gesien het in die hand van hom wat op die troon sit. En dit is ook duidelik in Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Ook dat die ouderlinge dit in daardie sin gesien het. Die ouderlinge het hom gesien. Maar niemand kon dit regkry om die inhoud te inspekteer nie. Of so toegang tot die binnekant van die boek te hê om te kan sien wat daar geskrywe is nie. Daar kon gesien word in Openbaring 5 vers 1. En ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskryf hy met 7 seels goed verseël. Dit kon gesien word dat dit aan beide kante van die perkament geskryf was, maar wat die skrif was kon niemand weet nie. Dit wil voorkom asof daar 'n pouse was om te sien of daar enige reaksie op die verkondiging van die engel was. As daar geen was nie, het Johannes in 'n vloed van trane plek gemaak vir sy diep emosies. Die trane van die apostel hier kan beskou word as 'n illustrasie van 2 dinge wat voortdurend in die gedagtes van mense voorkom. 1. Die sterk begeerte om die toekoms binne te dring, om die geheimsinnige sluier te lig wat onthul wat kom, om 'n manier te vind om die donker muur te deurboor wat blykbaar voor ons staan en wat daar hierna gaan wees van ons weerhou. Ons wil gedurig sien wat hou môre in. Ons wil gedurig sien wat hou volgende week in. Daar is geen ernstiger pogings deur mense aangewend as die wat aangewend is om te lees wat die rekord bevat van wat nog gaan kom nie. Deur drome en voortekens en visioene en astrologie en die vlug van voëls en nekromansie het mense angstig probeer vasstel wat hierna gebeur. Hulle kon nie. Punt 2. Die geween van die apostel kan beskou word as 'n voorbeeld van die diepe hartseer wat mense dikwels ervaar wanneer alle pogings om die toekoms te wete te kom misluk en hulle voel dat hulle tog heeltemal in die duister gelaat word. Dikwels word die siel oorweldig met hartseer en dikwels word die oë gevul met hartseer by die besinning dat daar 'n absolute beperking aan die menslike kragte is. En dit alwaartoe die mens die sy eie pogings kan uitkom, onsekere vermoedens is, en dat daar geen manier moontlik is waardeur hy die natuur kan laat uitspreek en openbaar wat kom nie. Nêrens bevind die mens hom meer vasgevang en beperk in sy eie kragte as hier nie. Nêrens voel hy dat daar so 'n intense wanverhouding tussen sy begeertes en sy prestasies is nie. In niks voel ons dat ons meer vasbeslote behoefte het aan goddelike hulp as in ons pogings om die toekoms te onthul nie. En as dit nie vir openbaring was nie, sou die mens in wanhoop gehuil het. Die mens sou werklik, as daar nie iemand was wat daai boek kon oopmaak nie. Maar goddank, ek sluit hierdie gedeelte af deur vers 6 te lees. Ons gaan volgende week aan met vers 6. Vers 6 sê, en ek het gesien, Johannes, en kyk, in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hier kom ons nou baie naby aan hom wat waardig is. U weet wie dit is, Jesus Christus. Maar die skrif sê dit nog nie, ons kom nog daarby uit. Ons wag nog met reikhalsende verlange soos Johannes om te sien. Wees waardig, wees kragtig. Ons weet, wat ons het nou al die boek gelees. Maar Johannes het nie geweet op daai stadium wat daar gebeur nie. Onthou, hy was op vreemde grond. En dis hoekom ek aan die begin van hierdie boodskap gesê het, begin om te leef vanuit die troonsaal van God. Want as jy begin leef vanuit die troonsaal van God en jy begin leef vanuit die krag van die troonsaal van God en jy begin leef vanuit die wete dat dit is waar jy hoort en jy begin leef vanuit die wete jy sit saam met Christus in die hemelse plekke, in plekke van regering, in plekke van autoriteit, dan is dit vir jou baie makliker om autoriteit te neem oor jou lewe. Ek neem autoriteit oor hierdie siekte wat my so knel. Ek neem autoriteit oor hierdie depressiwiteit wat my so knel. Ek neem autoriteit oor hierdie teleurstellings. Ek neem autoriteit oor my lewe vanuit die troonsaal van God. En ek kyk en ek sien, maar dit waarin ek verkeer op aarde, is soos Paulus sê, maar net 'n vlugtige, verbyvleiende oomblikie van swaar kry.
Dis het 'n rukkie van swaar kry. Ons het net nou die dag Desember gehad, Kersfees gevier en al daai dinge gedoen. En skielik is dit alreeds weer die einde van Junie, die aanbreek van Julie. Die jaar is verby, die dag gaan verby, die ure snel voort, want ons is besig met allerhande goed. Staan 'n oomblik terug, staan 'n oomblik in die teenwoordigheid van God, staan 'n oomblik in die krag van God, staan 'n oomblik vanuit die troonsale. Moenie neerkyk op jou broer en susters nie, kyk neer op jouself. Daar's baie van die broers en susters wat nie bewus is van waar hulle is nie, en wat hulle doen en wat hulle reg is nie, omdat hulle nie die testament lees wat hulle agtergelaat het. Die maak en jy wat hierdie lesings doen en wat kyk wat sê Johannes vir ons in die troonsale. Moenie laat ons terneergedruk word deur hartseer en probleme nie. As ek en jy geliefde wat gered is aan die dood afstaan, moet ons eintlik jaloers wees, want nou is hulle al reeds in die hemel. Hulle is al reeds in die vreugde van hulle Heer. Hulle is al reeds oorgestap en ek en jy moet nog hierdie wêreld hanteer, maar ons hanteer dit vanuit die troonsaal van God met die krag van die Heilige Gees. Baie dankie Here dat ons nie as wese agtergelaat is nie. Baie dankie Here dat ons die krag van die Heilige Gees het om te kan sien dat ons leef vanuit die troonsale van God, dat ons reeds in die huis van ons Vader is, teoreties, prakties nog op aarde, maar in werklikheid nie soos 'n skim of 'n droom nie, maar wat God dan betref, omdat hy sien die begin van die einde en die einde van die begin, is ons reeds daar. Ek is reeds daar. Baie dankie Here. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit amuseer my as kinders van die Here wil sonde doen. Ek rook maar en ek drink maar, wat is lekker. Nee. Jy leef in die troonsaal, jy's reeds daar. Hoekom wil jy die wêreldse dinge nog in jou lewe insleep? Hoekom wil jy vies word vir jou broer? Hoekom wil jy neerkyk en skinder en al daai klas van dinge? Nee. Ons leef in die troonsale van God. En ons praat, en ons leef, en ons dink, en ons doen wat daaruit kom. Al wat oorbly is om te sê, wandelwaardig die roeping waarmee jy geroep is, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Is jy regtig gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy met die wees tot ons weer gesels. In Jesus naam. Amen.